Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons 'n baie kort gedeelte, Matteus 23 vers 37 tot 39. Nou, Matteus 23 was Jesus se laaste openbare toespraak voor sy kruisiging. Hy spreek skerp woorde teen die geestelike leiers, maar eindig in hierdie deel met 'n hartseer roep na sy volk, wat nie na hom toe wou kom nie, wat hom nie wou hoor nie. In hierdie emosioneel gelaaide gedeelte treur Jesus ook oor Jerusalem, die stad van Dawid waar God se tempel sy teenwoordigheid simboliseer. God se skepingsdoel met Jerusalem was dat dit die vernaamste plek van aanbidding van die ware en die lewende God sou wees, en ook tekenend van sy geregtigheid. Kom ons lees Matteus 23 vers 37 tot 39 saam. Jesus sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Ek sê vir julle, van nou af sal julle my seker nie sien, voordat julle sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. 'n Paar gedagtes. In die eerste deel gebruik Jesus die beeld van 'n hen wat haar kuikens beskerm. En dit wys vir my net iets van God se liefde en sy genade in oorvloed, selfs terwyl ons as mens in rebellie vir hom is. Dit wys vir my net iets van sy begeerte om ons as mens te red en te herstel in ons verhouding met hom. Selfs al het Jerusalem en Israel daardeur herhaaldelik en aanhoudend sy profete verwerp, het hy steeds liefde en vergifnis wat hy vir hulle aangebied het. Dit laat my dink aan Romeine 5 vers 8, waar God se liefde vir ons gewys word, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En ook in Jesaja 1 vers 18, waar God die sondige mens uitnooi en sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. God se liefde en genade is oorvloedig. Maar ons sien ook dat daar gevolge is vir Jerusalem en Israel se herhaalde verwerping van God se boodskap en die feit dat hulle nie sy boodskappers wou glo nie en selfs doodgemaak het. En dit lei tot oordeel. In vers 38 sien ons dat die stad se huis woes gelaat sal word. En dit verwys na die vernietiging van die tempel in Jerusalem in 70 na Christus. So daar kom gevolge as ons aanhou om God te verwerp. Dink aan Psalm 81 vers 12, waar God sê, maar toe het ek hulle oorgegee aan die verharde hardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie raad wandel. Ook Romeine 1 vers 28, en omdat hulle nie die moeite werd geag het om God in hulle kennis te behou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Ek en jy moet seker maak, ons reageer. En dit is wat ons dan sien ook hier. Jesus sê, julle wou nie na my toe kom nie. En dit beklemtoon dus dat ons as 'n mens 'n keuse het om op God se roepstem te reageer of nie. God forceer hom nie op onsself nie. Maar daar is ook hoop dat dinge in die toekoms gaan verander vir die volk van Israel. In vers 39 staan profesie dat daar 'n dag sal kom wanneer die volk Israel hom weer sal erken as die Messias. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En dit dui op die Joodse messiaanse verwagting, maar ook vir ons as Christene op ons verwagting van Jesus Christus se wederkoms. Maar soos ek gesê het, ons staan voor 'n keuse. Openbaring 3 vers 20 herinner ons, kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Maar ek en jy moet die deur oopmaak.
Johannes 1 vers 12 sê Jesus, maar almal wat hom, of Johannes skryf, maar almal wat hom, Jesus, aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Glo ek en jy, het ons hom aangeneem. God se hart is vol liefde, selfs vir die mens wat hom verwerp, maar hy dwing niemand nie, hy nooi. Oordeel is 'n werklikheid, maar hoop bestaan vir almal wat hom weer sal erken. Onthou wat God sê in Esegiel 33 vers 11. So waar as ek leef, sê die Here God, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose van sy weg af terugdraai en lewe. Mag ek en jy vandag oop harte vir Jesus se roepstem hê, en mag ons wysheid hê om ander in liefde terug te roep na God toe. Groete en seënwense vir jou.